Dierbare Koning Jesus, ons het gekom om U te aanbid. Here, ons verskyn in persoon voor U aangesig. En die Heilige Gees het kans om ons harte te beïndruk en in ons te woon. Maar alleenlik as ons skoongemaak is van die dinge van die wêreld. Here, vat weg van die dinge wat ons gedagtes aflei, wat ons verhinder om die seën van God te ontvang vanoggend. En seën ons, seën elkeen wat hierdie boodskap hoor vandag. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Toe ek 'n jong seun was, het ek baie in die kerk gesit en geluister na die ouderlinge wat gepraat het van die uitstorting van die Heilige Gees. En ek het baie vir die Here oor die jare gebid en gesê, Here, hoe weet ons watter dag sal U besluit dat vandag is die dag dat U U Gees gaan uitstort vir ons? En ek gaan dikwels met daardie versigtiging in my hart kerk dat ek sê, Here, miskien vandag is daar iemand wat U genade nodig het. Sal U dit terughou? Mag dit so wees. Kom ons lees Psalm 121. Net so 'n kort gedeeltjie en dan weer Jesaja 62. Die Psalm skryf, hy sê, bedevaartslied, 'n lied wat jy sing wanneer jy op reis is na Jerusalem, na die feeste toe, na die aanbiddingstye van God, waar jy as 'n gemeenskap saam 'n groepie vorm vir beskerming en vir samesyn, en dan sing jy hierdie lied terwyl jy reis. 'n Lied op die pad. Ons is almal op pad ergens in. Hy sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Die nasies het gekyk na die berge waar die afgode was, die Baalsaltare, die heilige boomstamme. Die psalmis sê, ek kyk nie na daardie dinge nie, maar ek kyk na God, die ware aanbidder. Jesaja 62 vers 6 wil ek ook vir u lees, ter inleiding, pragtige beeldspraak. Dit sê, ek het wagte o Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. So as die Heilige Gees môre op die hart lê om die Here te vra vir 'n guns, die Here se leiding te soek, uitkoms, net die vreugde van die lewe weer te ervaar, dan sê hierdie gedeelte vir my, vra die Here, doen dit. En hy sal dit, mag die Here vir die seën môre. Vooruit om saam met die aanbid in die Rousdale gemeente. Ek het gewonder, hierdie is 'n pragtige lied wat ons gesing het, né? Het jy 'n lied wat in die hart is, echo? Het jy 'n gebed wat jy dikwels bid, as dinge nie reg gaan nie? Hy gebed is dat die Here vir u sal dra in die tyd. Ons het God nodig, ons het mekaar nodig. Is dit so dat die dinge wat ons bid in 'n mate bepaal wat in ons lewens gebeur? Is dit so dat gebed jou geestelike lewe definieer? Ek het so dikwels in die verlede vir u gesê dat ek glo in myself dat as ek my gebede ontleed, dan sien ek wat in my siel aangaan. En dan weet ek wat is regtig die dinge wat my kwel, wat is die dinge waaroor ek bly is, vir wie bid ek? Wat raak in die Here op? Ek wil met u praat oor daardie lewe wat ons lewe elke dag. Maak dit 'n verskil as u by die huis en huisgodsdiens u dag aan die Here opdra of die dag afsluit. Maak dit 'n verskil as u die dag met die Here begin met gebed of dalk nie 'n kans gehad het om dit te doen nie. 1964, ek was 5 jaar oud, Lichtenburg, Zeres, distrik. Elke aand as ons huisgodsdiens het, dan kry een van die kinders 'n kans. Ons het almal gebid, maar een kry 'n kans om die hoofgebed te doen. En as dit my weer begin bid, dan sê ek vir die Here, Here, ek wil so graag 'n fiets hê. Ek was in graad 1, dink ek, nie seker waar ek was nie.
Maar, en my boetie het eendag vir my gesê, jy weet, nadat ek by die tafel gebed ook, as my wens dat ek by die tafel, dan bid ek ook so 'n versie by, maar nie vergeet ek wil gaan wat jy sê. Ek sê eendag, dink jy regtig die Here gaan vir jou iets gee. Ek het nie veel daarvan gedink, maar ek het geleer van gebed. Ek het geleer van die God wat omgee. En eendag terwyl ons huisbesoek doen in Lichtenburg, gaan ons daar by die plaas van 'n broer Skeepers, groot mielieboer, Valdriew. En na ete, na die besoek van my pa, sê hy vir ons, ek het iets vir een van julle. Ons het daar na die stuur toe gaan, groot mieliestuur. En daar staan 'n klein fietsie, en hy sê, soos 4 seuns, hy sê vir my oudste moet jy klim, want ek sê die ding vir jou pas. Hy klim op en sy voet is te lang, hy sê net klim af, nie vir jou nie. En my twee boeties spring op een na die ander, hulle voetjies hang in die lug, hy sê nie, dis nie vir julle klim af, hy sê vir my jou weer, kom kyk, ek klim op en daar die fiets, ek net weer echt groot, hy sê, daar is vir jou fiets, gaan sit om jou pa se kar. Sondagmorgen was het my bid om te bid by ontbyt weer, en ek sit so my gebed in die laaste sin, en ek sê vir die Here, dankie vir my fiets. Lang gebid vir hom. Nou dit gebeur nie altyd so. Daar is tye wat 'n mens wonder of die Here wel vir jou hoor. My pa het dikwels gesê, daar is daar wat die hemel soos koper lyk. Dat jy voel jou gebed gaan hier, en hy bly daar, en hy kom nie terug nie. En jou toe van God af moet jy by sê. Ek wil vir jy sê, gebed is die middel wat God gegee het om vir ons te dra. Neem die deel aan die gebedstye van die kerk, die 10 dae van gebed. Neem die deel aan die week van gebed, wat ons van tyd tot tyd het. As daar in die groter kerk spesiale gebedstye is, met temas, neem die deel daar. Glo u dat iets in daardie tyd met u sal gebeur of nie sal gebeur nie. Met ander woorde, is daar 'n verandering aan die einde van die tyd, het iets in jou lewe verander. Is die lewe dalk van so 'n aard dat u nie kan bekostig om nie op die knie te gaan nie. Ek het die klein plaasnatuurtjie wat ons begin het hier so in die omgewing waar ek bly. En van die plaasboere kom soonkind van die mense van die gemeenskap. Dit is vir baie kosbaar. Daar is tye wat ons nie almal voltallig kan wees. Dit is nie sinvol om bid hier te hou vir een of twee persone eintlik nie. Alhoewel nie omgee nie. En ek het nou al die laaste maand 2 keer na die groter kerke toe gegaan in die distrik. Omdat daar nie bid hier was waar ons kon by mekaar kom. Ja, dan vind ek die kerk se deure is toe. As niemand nie. En toe ek navraag doen, sê hulle vir my, maar die mense kom nie meer bid hier. Hoe gaan dit met u? Het u nog genoeg mense vir dit hier? Dat ek weer sit met die vraag anders gestel, is daar by u 'n behoefte om op die knie te gaan, of gaan dit te goed met u? Is daar hervorming in 'n lewe? Hoe sal die Here met u praat? As u 'n teks gelees het en die teks beïndruk u, hoe gaan die Here met u praat? Hoe gaan u vir die Here sê wat is in die hart aan die gang as u nie bid nie? Persoonlike gebed, prewel nie. Waarvoor bid u? Bid u dalk vanmôre om die Here te vind? Wat u vir die Here sê, die Here is te ver van u af. Daar is so 'n liedjie wat ek gehoor het eendag, die netwerk wat die radiostasie sing. Die Here voel of ek te ver is. Die Here is so ver soos wat die knieë van die grond af is elke dag. Of as jy nie op die knieë kan staan nie, is hy sommer by die, né? Het u iets van uself geleer die afgelope tyd? Die week verby is. Het u iets van God geleer? Ek voel elke boodskap, ek het vanmôre die boodskap hier voor my geniet, baie dankie. Dit het my hart gevraag. Dit was ek is so spyt dat ek dit nie opgeneem nie. Want dit was mooi woorde. Dit het my dat dink aan die geestelike pad en aan die boodskap wat ek met julle deel vandag. Dit berei die pad voor van die Heilige Gees om in die hart in te gaan. As jy ontvanklik was, het jy 'n seën gekry. Anders is dit verby gegaan. Dankie daarvoor. Het jy geestelik gegroei?
As jy in 7 dae, ek sê dit baie vir jy, as jy in 7 dae nie anders is as jy by die kerk terugkom nie, is jy dood geestelik. Elke 7 dae moet jy iets hê wat anders is in die geestelike lewe. Ek glo dit. Het jy iets van God geleer? Gaan nie terug huis toe vanmiddag en sê, ek het iets geleer wat ek nie van tevore geweet het nie. Ek het iets ervaar wat ek nog nie van tevore ervaar het nie. Of ek het iets soortgelyk gehad wat vir my kosbaar was. Het jy gekom om weer 'n seën te ontvang vanoggend? Is dit met die gesondheid goed? Glo jy dat die Here vir u sal genees in die geestelike lewe? Glo jy die Here sal vir u genees in die liggaam? Bid nie vir die diere. My dogter het my gelag, ek is so rukkie terug, ek het weggegaan vir 'n week. En sy vra vir my pa, gee vir my die instruksies om die honde kos te gee, want ek het 'n formule wat ek in die oggende vir hulle ontbyt maak met verskillende goedertjies. En ek het vir haar die hoeveelhede geskryf en die dingetjies. En ek skryf onderaan bid vir hulle. Dis net gewig. Dit is nie vir die honde as hulle kos. Maar sê jy nie vir die Here dankie dat hy voorsien het nie. Verlewe nie. Vir die welstand van die diere. Ek sê nie bly as hulle bly is en hartseer as hulle hartseer is. Geliefdes, jy moet leer om te bid vir die dinge van die lewe. Daar is niks wat jy nie in gebed aan God kan opdra nie, glo ek. Wat is die saak wat op die hart lê? Wat is die ding wat jy dikwels nou in gebed voor die Here plaas? Staan dit uit. Miskien weet jy nie dat dit die plan nie, totdat jy bid, dan kom jy agter, maar hoekom bid ek daaroor? Ek moet my plan. Dis so ek nie. Dit is my geestelike barometer. Wat lê in my hart? Die hart, die sleutel van die mens se gedagtes, sy emosies, wat God wil beheer. Het jy dalk 'n antwoord gekry? Het die Here vir u 'n teks gegee wat gesê het, hier is die antwoord wat jy versoek? Het die Here vir u 'n liedjie gesing, wat sing wat in die woorde en die beskrywing van die gedig vir die antwoord op gebed is, dat jy voel, maar die Here praat met my en met die Here Gees. Het die Here miskien iemand in die pad gestuur wat jy iets gepraat het wat die antwoord was van die probleem of die ding wat pla. Geliefdes, ek glo dat 'n verhouding met die Here is baie besonder. En ons moet dit koester. Het jy antwoorde gekry? Het jy vertroosting gekry? Het jy dalk in die week iemand in gedagtes dat jy sien dat jy voorbid vir wie lief is? Iemand wat swaar kry dat jy voel, sê Here, miskien moet jy ingryp in hulle lewe. Soos ons Wesmôre gesê, raak betrokke, veg aan hulle kant. Sê dit vir hulle, het jy dalk voor die Here gekniel in trane en gesê, Here, ek het 'n swakheid wat ek moet oorwin. Here, ek het 'n sonde wat my byster en ek kan dit nie oorwin en ek weet nie hoe om te doen nie. Het jy vir die Here gesê, ek staan by 'n kruispad en ek moet kies om links of regs te gaan. Ek was in gesprek met 'n dame gewees hierdie week wat op 'n kruispad staan, wat 'n nuwe werk soek, wat blykbaar moet hê in 'n week. Is dit gebed oor die saak? Watter besluit het jy gemaak? Watter voornemens? Het jy vir die Here gesê, soos Psalm 116 gesê het, ek sal weer my offers uit te bring, omdat jy welbehaag my gehad het. Maak jy 'n belofte as die Here vir jy iets goed doen. Dan moet jy bly is, en sê ek gaan so ietsie ekstra die opgawe word sit, om te sê ek is dankie. Miskien vir iemand help wat ook nie gehelp is nie, omdat ek dankbaar is vir wat die Here vir my gedoen het. Geliefdes, sien die hand van die Here. Die hervorming, as ek 'n klei losgemaak het met 'n klei, en dan sê ek, hy staan so en hy kyk daai kant toe, ek wil hy met daai kant toe kyk, so nou vat ek daai nat klei en ek draai sy kop, en is nog sag, en ek vorm hom, maak hom weer mooi gelyk, en nou is hy hervorm. Is nie besig om te kyk in 'n rigting waar die Here sê, jy kyk eintlik verkeerd. Bekering is wanneer jy omdraai, jy kyk in 'n ander rigting. Dis die woord bekering in die Grieks. Jy slaan 'n 180 grade draai en moet jy aan die ander kant kyk. Weg van dit probleem is. Herlewing is wanneer jy dood gegaan het. 'n Plantjie, ek het 'n vyebompie by foute vyebompie geplant. En hy het nie die wind oorleef nie. Bietjie droog gewees, ons het hom nie aandag gegee nie. Daai nag toe gaan gooi ek veilig weg in die boom, daar agter die erfenis waar ek bly, die plot.
En ek het in die bakkie ingery, want ek kon nie naby kom nie, en toe ek wou so ry, sien ek maar hier's 'n groen ding langs die kant van die bakkie. En ek kyk, ek sien maar die vyeboompie het weer, wat is daai woord? Herlewe. Hy het nuwe blaadjies gevorm, sy stammetjies staan mooi styf, en hy groei, ek nou mooi gery, moet weer raak ry, ek gaan 'n bietjie water gee. Is dit vir u nodig om te hervorm, of is dit vir u nodig om te herlewe? Het u 'n rigting wat u moet verander, of het u 'n lewe wat doodgegaan het, wat moet weer lewe kry? Ek hoop u groei. Verandering in die verhouding. Die verandering in die verhouding moet die eggenote. Ek weet ek praat baie oor lees daar, maar dit is vir my iets wat in my hart lê. Ek het nie genoeg vir my vrou gesê, ek het haar nie. Ek kan maar nie. Jy moet nie die reisgenoot op die aarde verwaarloos nie. Daar gaan 'n tyd kom wat jy dit aangesien, dan gaan jy stout wees. Maak 'n besluit voor, sê vir die Here, ek gaan dit meer doen. Ek gaan meer waardering uitspreek vir die dinge wat mense op my pad doen, my vriende, my ouers. Het jy die ouers gewaardeer toe hulle gelewe het? My ouers is nie meer daar nie, maar dis twee dinge wat die liefde van jou wegvat, dat jy kan terugkry, die ouers en jou gesondheid. Hoe is dit? Is dit nou waar die bid? Die familielede wat so ver is, wat jy op Facebook dalk sien, dra jy dan gebed op aan die Here, die kinders, koester daar die verhoudinge op eggers, as jy vriendskappe het. Dit is tydelik, of dit kan ewig wees. Is daar 'n krapperigheid? Ek hoor dikwels mense praat van verhoudinge wat skeef geloop het. Dan vra ek, wat verhinder jou om dit reg te maak? Wat sê die skrif? As jy met jou offer na die tempel gaan, jou bokkie, en dit val jou by dat jou broer iets teen jou het, maak jy die daar vas, is my woorde, ek sê dit nie, maar ek sê, maak hom daar in die boom vas, gaan maak reg met jou broer of jou suster, en dan kan jy jou offer bring as jy dit nog wil doen, want jou daad om reg te maak is meer werd as die offer. Die Here sê vir Samuel, ek het nie aan brandoffers ontslaan. Geliefdes, dit beteken niks dat jy in die geld in die kerk en tiende word nie gooi nie, as jou hart reg is. Ek praat met jy oor die hart, ek praat met oor die dinge wat sinvol is, die dinge wat betekenisvol is, die gebedslewe wat kwyn. Is ons besig om ons gebedslewe te laat kwyn, deur ons nie meer huisgodsdienst hou nie, of privaat godsdienst hou nie. Jy moet 'n plekkie hê in die tyd waar jy voor die Here kan gaan kniel en die hart voor die Here uitstort, waar geen mens oor dit kan hoor nie. Ek bid in die publiek, ek bid in die huisgodsdienst. As ek my binnekamer gaan, wat sê Mattheus 6, sluit jou deur, bid dat jou Vader wat in die verborgene sien, wat in die verborgene hoor, wat jou in die openbaar sal vergeld en gebruik na die woorde. Het jy 'n plekkie waar jy gaan bid? Gebid nie gereeld. Toe ek in die weermag was, met een van die kampe wat ek gedoen het ek nie baie tyd gehad in die dag, ek het lang ure gewerk. Maar ek het behoefte gehad, dit was 'n moeilike tyd vir my lewe, en ek het behoefte gehad om die Here te praat. En ek het vir die Here gesê, Here, ek kan nie nou kom om te bid nie. Dit is nie eers geskik om sonder net 'n skietgebed op te stuur nie, dit is nie genoeg nie. Maar ek gaan net nou kom, en ek wil nou al vir die vraag, maak vir my 'n tydjie dat ek kan kom. Dan het ek weggeglip tussen die koswaak deur, en ek het daar by die vensterraad van die kamp gaan staan, en ek het in die verte gekyk, mense het seker maar gedink, ek gaan staan net daar in die dier te beskou, ek het gebid. En vir die Here gevra my hart stil te maak. U gaan sit in 'n nodig in die lewe. Ek hoop dit wanneer u die dag die Here wil aanroep, dat hy naby genoeg is, dat u weet hoe om aan te roep. Ja, ek het besluite gemaak in my lewe baie vroeg. Toe ek 8 jaar oud was, ek vir die besluit, ek gaan vir die Here werk. Ek het vir die Here gesê, ek weet nie wat ek moet doen vandag nie. Ek weet nie wat ek kan gebruik nie. My talente is nog verborge, as daar sulke dinge was. Maar ry my pad voor ek eendag iets kan doen, ergens. Ek weet nie wat nie. En ek het begin bid vir my vrou. Ek het jou baie vertel daarvan. Sê, Here, ergens en daar, meisie vir my,
dit verander. Ek het begin, en ek het besluit, ek wil soos Daniel bid. En ek wil nie vir die voorskryf wat iemand maak, ek geef vir wat ek doen. Daniel het hoeveel keer 'n dag gebid? 3 maande. So hy het in die oggend begin, hy het in die middag ergens 'n tydjie gevat. In die Bybel sê hy het sy vensters, die venster van sy kamer, waar hy gebly het, oopgemaak, waarheen? In die rigting van die ooste, waar Jerusalem lê, waar die tempel van God was, wat afgebreek is. Hy bid met geloof, hy bid met hoop, hy bid met versekering. Ek het ook in daai tyd begin om my Bybel te lees 3 maal 'n dag. Nie lang stukke, nie kort stukkies. Ek het my Bybel weer gelees binne 1 of 2 jaar nou. Ek sal nie vergeet dat ek my eerste Bybel gekoop het. Ek kan vergader nie, ek kan nie daarop vir, as dit baie wat geld is, R5 gewees. Een van hierdie hardeblad Afrikaanse vertalings. Baie geld in daai tyd. Het ek my pa se salaris was R30 gewees per maand. Was $5 baie geld gewees, as het soveel was, ek kan nie dit was nie. En ek het daai Bybel gekoester, ek het hom getroekel. Ek het 'n pad begin loop by die Here en ek het vir die Here gesê ek weet nie waar dit gaan eindig. Geliefdes, as jy op die lewenspad is so ver, dit is nie te laat om te begin en te sê Here, ek het nou al so ver gekom, maar van hier af verder vorentoe maak ek 'n besluit. Ek gaan meer gereeld bid. Ek gaan my Bybel wat daar in die stof opgaar by die huis op my sak lê en weer na kerk gaan uithaal en lees. Planmatig studeer, nie net lees nie. Nie mooi stukkies uitsoek nie, maar kies en om weer lees, wat sê God vir my? Gelykenis van Christus wat sy 365 in die lees. Omdat ons planne maak vir 'n helder toekoms, gaan baie 'n uiterste mislukking maak van hulle lewens. Die klem lê op om wat ek te doen. Indien ons planne in God se hand plaas, sal hy ons voetstappe rig. Nou sê dit, laat God u lewe beplan. God lei sy kinders nooit op 'n ander pad as dit wat hulle sou gekies het, indien hulle die einde van die begin af kon sien. Die heerlikheid en doel wat hulle besig is om te vra as hulle medewerkers van God word. Het die planne wat nie van uitwerk nie? Die Here gaan nie vir die toekoms wys nie, maar hy gaan sê, as jy daar kom, en jy kyk terug, gaan jy sien dit was die beste pad vir jou. Loop daai pad. Ek sê altyd vir mense, die beste tyd om 'n verandering te maak is wanneer die Heilige Gees op jou druk. Hebreërs 3:15 sê, wat sê dit? Vandag, as julle sy stem hoor, God se stem, verhard nie julle harte soos julle vaders in die woestyn nie. Daar is 'n tyd wat die Heilige Gees vir my praat, daar is 'n tyd wat ek vatbaar is vir die stem van God, daar is 'n tyd wat ek besig is met dinge van die wêreld, as ek nie vatbaar nie. As ek 'n lied sing wat mooi is, en die Here praat deur die lied met my, die Heilige Gees, dan voel ek wil my hart oorgee. Dis die regte tyd om te doen. As jy die teks lees en die teks praat met jou, as jy op die pad ry of loop en jou gewete spreek jou aan, reageer daarop. Dit is die tyd wat God sê, ek het die deur opgemaak vir 'n oombliekie, en nou sal die genade van God uitstroom en na die deur na jou toe. Dis wanneer jy moet reageer. Moenie probeer jou lewe reg te maak met jou eie uit nie. Bid vir die Here, skep vir my 'n geleentheid. En as jy die stem van God herken, reageer daarop. Geliefdes, ek deel met die lewenslesse wat ek geleer het in die lewenspad. Ek het baie probeer om dinge reg te maak. Ek het nie daar geslaag nie. Here, gee vir my rigting aan my lewe. Waarheen is ek op pad? Ek moet 'n doel hê. Die boekie Mind Character Personality sê, a aimless life is a living death. 'n Lewe wat nie 'n doel het nie, is 'n doodloopstraat, 'n koelde zak, soos die bordjies wat baie keer sê. Ek het daar vereniging die fiets gery en ek sien die bordjie. Ek lees dit in Afrikaans. Die koelde zak, maar weet nie wat dit beteken nie. En toe kom ek daar as 'n brug en daar steek weer pad en daar's net 'n plek waar jy kan oorklim op die fiets. Ek moet ek omdraai. Toe besef ek, wat beteken dit? Is die lewe so?
By die verhouding wat jy koester, dinge gaan nie vanself regkom om jy vir iemand lief is nie. Dra jouself van daardie persoon in die wereld. Julle jong mense, hier so baie jong mense altyd in die kerk. Julle lewens net voor julle op sommige van julle. Maar die Here vir julle help. Wat julle, as julle terugkyk, sal julle vir die Here in die kerk vandag kan sê, die keuse wat die Here vir my gegee het was die beste. As ek weer moet kies, sal ek dit weer kies. Die Here is nie klaar met ons nie, nee. Wat 'n beroep wil jy beoefen? Ons sit met al hierdie spektrum van dinge voor ons op die lewenspad. Ek het boeke gehad by die huis wat hulle sê career guidance, beroepbeplanning, sê Afrikaans. Dan wys dit vir al die beroepe wat daar is in die wêreld en wat jy kan maak en wat die kwalifikasies is wat jy moet doen om dit te bekom. Daai ding het nie vir my gehelp nie. Ek moes baie soek vir werk. Ek het baie werk verander. Maar toe ek begin bid het, die Here begin Here oopmaak en vir een, tot ek die regte plek gekry het. Die daglikse planne vir die geestelike groei. Geliefdes, u het nie informasie nodig, u het nie inligting nodig nie. Hosea hoofstuk 4 vers 12 sê, my volk gaan ten gronde, wees 'n gebrek aan kennis. Die Afrikaans moes bietjie beter gedoen het in die vertaling. Want daai teks in Hebreëus sê, my volk gaan ten gronde omdat hulle nie ondervinding het nie. Ervaringskennis, 'n ambagsman wat kyk wat die meester doen. Toe ek het 1 jaar ek gaan weer moet swys, ek het in die huis geleer swys, ek kon goed swys. Toe sê ek myself dat ek 'n kursus gaan doen by Sam's Welding School en hulle my leer om dit reg te doen. En die man het gesê, ek gee vir 5 van julle, as ek 'n groepies van 5 gemaak het, sê ek gee vir elkeen van julle 'n helmet, ek moet dit self koop. En een van julle gaan swys en die ander gaan kyk. En dan ry ons om dan swys die volgende en die ander kyk. Want julle moet leer uit sy van kry. Dit is 'n ambag, stap vir stap. En dan het hy as die meester gekom en dit kom doen. Dan sien jy hoe daar die vlammetjies se groot regte hoogte is, die invalshoek van die staaf hier reg is, hoe die afstand reg is, en die hoor die geluid van die swyswerk by maak, jy leer die geluid ken, wanneer hy reg is en hy verkeerd, jy kan hoor. Die Here sê, julle moet kyk, julle moet lewe, omdat ons so min verstaan, wat om ons aangaan, word ons Christelike lewens belemmer. Omdat so min van ons verstaan wat ons moet los, word ons in ons Christelike lewens belemmer. Baie gee hulle lewens in opregtheid aan God oor en is dan verras en teleurgesteld as dinge nie so uitwerk nie. En as struikelblokke soos nog van nooit tevore nie en versoeking soos nog nooit van tevore nie en beproewinge op hulle pad kom. Hulle bid vir 'n geestelike karakter. Hier kom in die boekie die minister hier. Hulle bid vir 'n geestelike karakter om geskiktheid vir God se werk. Here, ek wil pas in daai plek in. Dan bevind hulle soos nooit van tevore in omstandighede wat die ergste van hulle sondige natuur uitlok. Ek kan vir daarvan getuig. Gee jou hart vir die Here en kyk hoe die saak in jou tuis. Nou gaan die stelling verder. Dit sê foute wat hulle nie die bestaan van geweet het nie, kom na vore soos bossies, wil ek byvoeg. Soos Israel vra hulle, as God werklik met ons is, hoekom word ons oorweldig deur hierdie dinge? Nou kom die antwoord, dit is omdat God ons lei. Ek wil nagies bysit, die antwoord op gebed. Beproewing is God se verkose handlangers van dissipline, wat ons vir sukses voorberei. Wat het die dametjie vanmôre gesê? Psalm 46 vers 11, wees stil en weet dat ek God is. Weet jy dit? Is daar tye wat die Here vir jou sê, wees net so bietjie kalm, wees rustig. Ek het klaar 'n plan wat werk. Laat ek dit op tyd verbring in jou lewe. Moenie bekommerd wees nie. Geliefdes, as ons planne maak en ons planne misluk, ek kan vir die verhale vertel daarvan.
Wat het ons les môre gesê? Laat God betrokke word by u lewe. En dan sal hy die stryd vir jou aanvoer. Hy sal jou verhoudingslewe regmaak. Hy sal jou liggaam gesond maak. Hy sal vir jou help op werk soek. Hy sal 'n teenpartyt wees vir jou vyande, regter. Hy sal jou in die skool van jou lewe plaas. Liefdes, ek het in my lewe nog nooit so baie gebid en die Here te vra as nou dat ek die gesig van God kan sien. Ek wil nie soos Moses die Here sien van aangesig tot aangesig, maar ek wil weet hy gee om. Ek wil weet hy is betrokke by my lewe. Ek wil weet hy weet van wat ek bid en wat ek deurgaan. Hy wil weet met wie ek die pad saamloop. Wie gaan bid as jy nie reeds bid nie om die Here se gesig te sien? Om te vra, het jy met my saam gegaan of gaan ek alleen? Deur die woord, deur die natuur, deur sang, deur mense kan ons God sien. Hoofdpunte wanneer die Heilige Gees met jou praat en sê, ek praat nou met jou hart. Ek was in Nylstroom en die oom wat die les gee, het 'n skilboog gehad. Hy kyk so die kant toe. Nou wie, as jy nie seker met wie praat hy nie. En dan kyk hy na my toe, maar ek sê hy kyk my maatjie. Nou antwoord ek nie die vraag nie. Hy sê nou, ek praat met jou. Nou, vergeet my dat ek sulke dinge van die kans as jy die Here is en steel nie. Hy sal vir jou kyk en vir jou sê, ek praat met jou. Maar baie keer neem ons nie 'n visie van hom nie. Na die sy klein was het sy baie gesê, pa kyk vir my, dan sê ek, ja, ek sien jou, maar jy weet, ons van anders dan sê, jy kyk nie, jy moet kyk. Los wat jy doen, gee jou volle aandag en kyk wat ek doen. Dit wat klein kindertjies doen. Opa kyk hierso. Jy gaan vir die Here bid. Here, is besig met baie dinge, maar los daar vir die engele. Kyk wat ek doen. Dis die behoefte van die hart. Dan is 'n prentjie, 1992, dink ek. Ek het jou vertel hiervan. Die kans dat ek so lank hier voor. Nou sy sit in die bank, sy is nog nie in die skool nie, sy kan nie skryf nie. Maar sy kan teken, sy teken die letters af, soos wat mense preek teken. Sy teken die preekstoel, groot, 'n klein preekstoeltjie, en die pa wat daar staan, my pa sit 'n groot hand en 'n groot kop. Ek staan agter die preekstoel. Maar nou teken sy die kansellampie daarvoor. En die kansellampie staan geloof, hoop en liefde. En sy skryf geloof, en sy skryf hoop. En sy kom na die tyd, sê my pa, ek het jou geteken. En ek lees, ek sê, is prachtig, is mooi. As nie vir die kinders, jy weet, as nie is so mooi nie, maar ons sê, mooi vir 'n ouderdom, nee. Die Here gaan nie vir jou sê, dis heerlik nie. Hy gaan sê, dis die beste wat jy kan gegee het, en ek afwaardeer dit. En ek vir julle vertel, ek sien baie prentjies van kindertjies op die mure van ouershuise. Snaakse goed wat ons dan gemors, vir daai ouers het die kosbaarste teken. Want dit kom van 'n kleintjie af wat met hulle beste talent ou prentjie teken het. Ek sien die kaart van my vrou, ek het gesien die prentjie wat Nannie geteken het. Ek het opgelet die ganse lampie. Nou die kerk waar ek was 'n klein kerk. Die kerk het 'n klein plek aanbind. Hulle het gestry oor die gaan van profesie, hulle het gestry oor die gesondheidsboodskap, hulle het gestry oor die rasse kwessie in die kerk. En die ander was gewoon net in die middel in die bommel gewees. Hoekom is hy nie liefde geskryf? Het sy gesien die liefde in die kerk nie? Maar sy kan nie dit verstaan nie. 2 maande later is daar 'n doopdiens en deur Dave Allen, die president, kom die doopdiens waarneem vir my uitnodiging en ek sit daar in die banke wat julle sit, derde bank, tweede bank van vooraf, sit 'n lang banke soos hierdie en ek maak wat julle doen as julle hoor voor die predikant 'n lang preek, wat maak ons ons sak so af, jy weet al laat tot jy nat net jou kop bo in die bank uitsteek. Maar soos ek afsak, sien ek iets gebeur hier voor. Waar ek sit is daar 'n bank voor my. En ek kyk bo in die bank, as ek afsak dan verdwyn die prentjie van onderaf boontoe. En waar sy as 'n kort meisie gesit het, kan sy nie oor die bank sien. Sy lees geloof, sy lees hoop, maar sy kan nie die liefde sien want sy is te laag. Dus ek nie geef dit aangaan in die kerk nie. Nou is my baie dure les gewees. As u nie die liefde van God kan sien nie,
oor waar u is, verander u posisie. Sit regop of sit op 'n ander plek. My beeldspraak. Baie mense sien nie die liefde van God nie, want hulle is op 'n verkeerde plek. Waar is u? Waar is u? Lukas 9:3 sê, Saggeus was kort. Dis 'n klein man, ken jy die? Zacchaeus was a wee little man. Ja, nou kom Jesus se bys. Saggeus is by die Jordaanrivier. Hy luister aan Johannes die Doper, maar Saggeus is die hoof van die tollenaars. Hy kan nie in die kerk so die mense gaan kom vra, wat maak jy hierso? Jy's 'n verraaier, jy's 'n landsverraaier, jy's 'n joiner. Die ou boere het so gepraat, né? Mense wat die koloniale stryd verkeerde kant toe gegaan het in die oorlog. So toe nie hier in die kerk nie. Maar Saggeus se hart is aangeraak deur die Heilige. Hy het daai stem gehoor, daai oomblik toe sy hart aanvanklik was. En hy sê vir die Here, ek wil U dien, maar ek weet nie hoe om dit te doen nie. En toe hoor hy Jesus is op pad Jerusalem toe. En die boodskappers kom uit en sê Jesus is op pad. En die mense stroom na die strate toe met hulle palmtakke en hulle kanietjies. En Saggeus probeer om die Here te sien, maar hy is nog kort, hy kan nie verby die skare sien. Wat maak hy toe? Hy gekyk die roete waar die Here loop, en hy klim in 'n vyeboom, hulle vyeboom. En hy kyk en hy sien vir Jesus. Sy hart het 'n behoefte gehad om Jesus te sien. En die Here stop onder die boom, en hy kyk op, en hy stadig ontstaan, en hy word stil. En die Here sê vir hom, Saggeus, klim daar af, want ek gaan vandag in jou huis ontbijt. Wat het die Fariseërs gesê? Hierdie man gaan om as sondaars. Hy het in hulle huise, hy besoek hulle. Het die Here geweet van Saggeus se gebed? Ja, hy het geweet. Sal die Here vir my, omdat ek kort is, onder my boom kom staan en sê, Andrei, ek ken jou trane, ek ken jou hartseer, ek ken jou vreugdes, ek ken jou planne, ek gaan so 'n bietjie verander aan hulle. Maar ek gaan loop waar jy my kan sien. Die verhaal, is dit in Lukas ook, waar die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, dit sê, sy volg Jesus van die oewer af, waar hy van Gadara af teruggekom het. En sy probeer, wat wil sy doen? Sy wil naby genoeg kom om vir hom te vra, raak my aan. Die aanraking was die symbool van genesing vir haar. Maar sy kan nie inkom nie. Die Bybel sê die skare verdruk en verdring hom. Het nie al 'n groot skare geloop mense wat op jou saamtros. Sy kan nie naby kom nie, maar sy sê vir haarself, nog nooit van tevore gebeur nie, as ek net kan my hand uitsteek en net dalk die soem van sy tree raak vat. En sy sit al haar geloof in haar lewe in daai een aanrakingsdaad en sy vat aan die soem van die Here. En die oomblik toe dit gebeur wat? Sy het onmiddellik gevoel hoe die krag van die Heilige Gees in haar besit neem en sy is genees. En sy draai om weg te kom. En Jesus stop. En hy staar en staan stil. En hy is doodstil en luister. En hy vra, wat vra hy? Wie het my aangeraak? Wat sê Petrus? Here, hoe kan jy so 'n vraag vra? Die mense druk nie van alle kante, stoot nie van die pad af partye, as die skare te vinnig beweeg. Wat sê Jesus? Daar het krag van my uitgegaan. En ek het het gevoel. En hy kyk vir die vrou waar sy staan. Sy kom na hom toe en sy bly aan hom voor hom. En het hy vir hom gesê, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Geliefdes, sal die Here in Ellen White skryf kommentaar sê, die Here het sy pad deur die skare gebaan op 'n manier sodat hy naby haar verby kon geloop het, sodat sy haar geloof kon beoefen. Nou ek vra altyd in my gebed vir die Here, hoekom doen U dit nie vir my nie?
As jy my verhaal op Facebook gelees het, sal jy weet die Here doen baie vir my. Die Here het baie vir my sy pad gedaan, sodat ek my geloof oefen. En antwoord te gee. Daar is daar wat ek nie antwoorde gekry het, geliefdes. Daar's daar wat die mens wonder, miskien moet jy in 'n boom gaan inklim, miskien moet jy regop sit in die bank, miskien moet jy maar net die hand in geloof uitsteek, en vir die Here sê, Here, ek is hier so. Ek is hier so. Het die Here geweet van Nikodemus, Johannes 3 vers 3, Fariseer, skrifgeleerder, lid van die raad. Hy gaan in die nag om Jesus te gaan sien. En die Here ken sy hart, die Here sê van ons, jy nie wedergebore word nie. Al daai dinge wat jy gedoen het in die wet, beteken niks nie, as jy my nie liefhet nie. Hy sê dat jou hart wedergebore word. En hy hou hom dom, hy sê vir die Here, hoe kan ek weer aan die sloop en teruggaan en weergeboorte? Hy sê weer, hy ken wedergeboorte. Hulle die mense van buite af gedoop, maar hy gedink, ek het nie doop nodig nie, want ek is gered, ek is 'n verloste Jood. Die Jode sê vir Jesus, ons is kinders van Abraham, ons gaan so die koninkryk instap. Die tafel van Abraham gaan sit en eet. Die Here sê, as jy nie by my kom, jou sonde bely, en dan staan nie, en ek jou nie was en jou skoonmaak met die Heilige Gees, sal jy nie in my koninkryk. Hy sê, jy sal nie my koninkryk sien nie, en jy sal nie ingaan nie. Tweede ding. So as mense nie in die woord van God antwoorde kry nie, as mense nie in hulle geweslewe antwoord kry nie, is dit 'n rede dat hulle God nie sien nie. Hulle het nie wedergebore nie. En dan sal ons gered word. Nikodemus het getwyfel, hy het gekyk na al die voorbeelde, hy luister nie raak na die verslae wat terugkom van die mense wat rapporteer, die tempelpolisie, dinge wat hom pla. Hy sien dat die leiers van die kerk in die tempel die kerk ontheilig, en Ellen White sê, dit pla hom. Hy was daar met die eerste heiliging van die tempel gewees, vir die Here uitgedaag het, en voor die kruisiging het die Here vir die tweede keer, die laaste week by die tempel gegaan, en die dinge wat nie daar hoort nie reggemaak. Die eerste keer het hy gesien, en hy bid daaroor. Toe begin die ding in sy hart werk. Hy het gedink, hy is 'n Jood, en hy is gered, hy is opgevoed, so hy het 'n trappie hoër op die geestelike vlak. Jesus gaan eers na hom toe kom, en dan die ander mense toe. Hy het baie almoes gebring aan die armes, hy het sy tiendes betaal, hy het die wet geken en onderhoud geleer. Hy het gevas 2 keer 'n week, elke Dinsdag en elke Donderdag. Wat sê die Here vir hom? As jy nie wedergebore word nie, jy kan daar nie gerus stuur nie. Geliefdes, die eienaar van die tuinier sê vir die, ek sien jou, ek wil jou voedingskrag gee, ek wil jou lewe gee, ek wil baie dinge doen, ons 'n paar dinge oorslaan, ek wil vir julle lees. Wat bedoel ek dit? Kyk, gelykheid van Christus, 158, 'n nie biddende persoon is nie 'n Christen nie. As jy sê jy is 'n Christen en jy bid nie, dan is jy nie 'n Christen. Dis my woorde in die inspirasie sê dit. Bladsy 181 van die getuienis deel 1. Engele verlaat diegene wat geen poging aanwend om hulle self te help nie. Johannes 6:37 sê, ek sê, jy moet begewe, jy moet verlaat nie. Die boek sê, as jy nie die kanse wat die Here vir jou die deur oopmaak vat nie, gaan die engele belangstelling verloor. Vreeslike teks. Wat sê 237, Bybelwaarhede sal die afgode in ons lewens een vir een doodmaak. Ons het vanmôre gevra, hoe gaan ek hierdie dinge in my lewe uitroei, die dinge wat my pla, die sondes, die swakhede? Dit sê die Bybelwaarhede, die stories van die Bybel, die verhaal van die Bybel, sal die afgode in ons lewens een vir een doodmaak. Soos Israel, hulle moes uitdryf en hulle grond vat. Vat die grond terug wat die Here vir jou gegee het, wat Satan besit. Dryf hom uit. 206.
God sal ons voorberei vir die tyd van benouding. Baie mense is bang daaroor. Jy moet nie bang wees nie. Bid en sê vir die Here, wanneer ek daar kom, dat ek reg is. Ek het vir die studente in Optima College gesê, toe klas gegee het. Dan sê hulle, my is instructeer, die werk is so baie, hoe gaan ons alles gedoen kry vir die eksamens? Maar sê ek vir hulle, as jy elke dag klas toe kom, en jy luister wat ek vir in die klas sê, dan sal jy gereed wees wanneer jy by die eksamen kom. Kom klas toe en doen net wat ek vir julle sê. Vergeet die boek. Lees om die kant. Doe wat ek vir julle sê. Die Here sê, ek gaan vir jou, wat sê Filippense 1:6, omdat ek hierop vertrou, dat hy met die goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig, en vertaling sê, voltooi, tot op die dag van Jesus Christus. Geliefdes, gee dit vir u moed. Ek lees Psalm 204. God beheer die gemeentes deur die leiding van engele, wat die kerk leierskap bystaan. Het jy al gebid vir die Here gesê, ek weet nie wat ek moet doen as ek hier voor staan nie. Ek weet nie wat ek moet preek as ek moet hier voor kom staan nie. As ek die gemeente vergadering nou of kerk laat, ek weet nie wat ek moet sê nie. Engele gaan nie bystaan as u van vra. Die kerk is God se tuin, deel 5, deel 425, soos die Eden van Adam en Eva was. Vir die nederige gelowige siel is die Here of die huis van God op aarde die poort van die hemel. As jy kerk toe kom, ek het vanmorgen verby daai van die gery, en die hele gesien hoe staan daar by my om te tel, op pad kerk toe. As jy hier naartoe kom, hier is die poort van die hemel vir julle vandag. Die lofsange, die gebed, die woorde wat geuiter word deur Christus se werkers, se verteenwoordigers, is God se gegewe handlangers om mense, dit is u, voor te berei vir die kerk daarbo. U kan vir die Here sê, Here, ek moet voor die mense gaan staan. En ek weet nie wat om te doen nie, geef my leiding. Nou sê dit verder, die huis is die heiligdom van die gesin. En die binnekamer is die tuin en die westeplek vir individuele godsdiens. Ek het nie wel nog meer te sê. Liefdes, loop die pad saam met die Here. Plaas die vrese, die liefdes, die teleurstellings, die drome voor hom. Bly by hom. As jy nie kan sien, verander die posisie, sit reg op. Vra hom. En ek glo hy sal vir u lei. Op 'n pad wat as jy terugkyk, gaan jy sê dit is die beste. Ek sal nie anders doen nie. Mag die Here vir u sê in lag. Dierbare Koning Jesus, ek weet nie wat hulle wat geluister het, gehoor het vandag nie. En ek weet nie of die Heilige Gees 'n kans kon kry om deur die dinge van hierdie wêreld en ons eie gedagtes en harte deur te dring, 'n opening en te sê, my seun, my dogter, ek praat met jou vandag nie. Ek weet nie of daar 'n hart is wat miskien 'n versigtiging veruiter het en gesê het, Here, ek wil graag, maar ek weet nie hoe nie. Of ek is gereed, Here, om die oorgawe te maak. Geef my die kans. Here, wil jy dit opvolg en wil jy die naprediker wees. Wil jy gee dat elke droom, elke wens, en elkeen wat voor my sit, die Here by u geplaas sal word, sodat u dit uitvoer kan bring, sodat u die beste weet. Here, seën ons nou in hierdie week wat voor ons lê, beskerm ons en dra ons. Wees met ons geliefdes dat ons die gebed in opdra. En seën ons sodat ons kan sê, ek het die Here gesien, ek het sy hand gesien. Ek het 'n uitkoms gehad. Beantwoord ons gebede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader
En die soete gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly van nou af tot in alle ewigheid. Amen.